Goeiemorgen aan elkeen van u. Ons sê vir die baie welkom by die rouwdienst van Gideon Christian en Neil. Beter bekend as Gigi onder sy vriende. En ek wil vanmorgen eerstens my hele gevoel uitspreek oor die familie en die vriende. En ja, dit is nie altyd makkelijk om tot ziens te sê nie, maar ons is dankbaar om te weet, hierdie is nie die einde nie. Daar is soveel wat voor my. So, ek dink terwyl ons op ons voete staan, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag in die huis kan wees. Dankie vir die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vandag bid en vra, Here, dat U tot ons harte sal spreek. Vou ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vir ons sê. Here, vertroos ons vandag, en wees vir ons 'n God van naby, is my gebed in Jesus naam. Amen. Ons sal so staan en dan gaan ons saam sing What a Beautiful Name It Is, wat hulle vir ons gaan speel. Baie dankie. Iemand het my ene gevra, wat gebeur met my die dag so tot sterwe kom? Ek dink is 'n vraag wat baie mense vra, 'n vraag wat baie mense graag 'n antwoord op soek. Om te wil weet, wat gebeur met ons? En die Bybel is baie duidelik hieroor, en ek wil dit graag vanmorgen met julle deel, soos wat die Here dit met my gedeel het, in 1 Tessalonisense 4, vanaf vers 13, of sê hy, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander, wat geen hoop het nie. Ek dink een van die mooiste dinge wat hy hier sê is, hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie. So wat hy sê is, ek wil hê jy moet weet en jy moet verstaan wat gebeur met jou die dag as jy jou asem uitblaas. Hy sê, ek wil hê jy moet verstaan sodat jy nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hoe erg moet het wees om hopeloos te wees vanmorgen? Hoe erg moet het wees om geen hoop vanmorgen te hê nie? En ek dink dis een van die moeilikste goed wat daar sekerlik is. Hy praat hier so en hy sê, ek wil hê jy moet weet wat gebeur. Nou op die 13 Oktober 1998 is 'n babatjie gebore. Ma en pa was geweldig opgewonde oor die koms van 'n kind. En daar was mense wat opgewonde was, bly was. En toe die klein seentjie gebore is, toe word sy siel, sy gees en sy liggaam by mekaar gebring en ons noem dit lewe. Want jy sien die oomblik as God sy asem in jou inblaas, daardie roog gedeelte noem hulle dit, dan kry jy lewe. En dit het gebeur op hierdie wonderlike dag en die ouers was opgewonde oor hierdie babatjie wat gebore word.
En op die 13de Maart 2023 het iets plaasgevind. Daar was 'n motorongeluk en daar skeiding gekom tussen siel, gees en liggaam. En as ons dit begin verstaan, want elke persoon van ons wat hier sit, bestaan uit siel, gees en liggaam. So ek gaan dit vanmôre gou so 'n bietjie vir ons verduidelik en probeer omskryf dat jy dit kan verstaan. En die Bybel sê in Prediker, die eerste ding wat gebeur is, die oomblik as ons asem uitblaas, daardie gees gaan terug na God toe, wat het vir ons gegee het. So wat gebeur is hierdie gees gaan Prediker, gaan dit terug na God toe, en die oomblik wat hierdie gees terug gaan na God toe, dan bly dit. Maar wat gebeur met die liggaam? Die Bybel praat in 2 Korintiërs 5, praat hy van 2 gedeeltes, wat hy sê, die eerste gedeelte sê, in 2 Korintiërs 5 sê die woorde, hy sê dat die liggaam is maar net 'n tentwoning, wat opgepak word en weggepak word, en gebere word vir later. Hy sê, dan sal die verganklike met onverganklikheid bekleed word. So die liggaam moet graf toe, maar wat gebeur met die siel? En ek wil dit vir julle lees vanmôre, want Lukas 16 vers 22 maak dit baie duidelik. Want jy sien, as ek vanmôre of julle moet vra, wie is Gigie? Sal almal vir my sê, pastoor, almal sal met die foto kyk en sê, dis Gigie, nee, dis die liggaam. Wie hy werklik was sy wil, sy intellek en sy emosie. Wie hy werklik was sy sielgedeelte. Dalk was hy daardie vriendelike en opgewonde en maklike kind, en partykeer dalk moeilik, ek weet nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is, dis wie hy werklik was. En toe gaan sit en kyk na 16:22, Lukas 16:22, toe sê hy, en 'n bedelaar het gesterf en is deur engele weggedra na die boesem van Abraham. Hy sê, 'n ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe die doderyk sy oë oophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. So hy praat hier van 2 mense wat tot sterwe kom. Hy praat van Lazarus, 'n bedelaar wat tot sterwe kom, en die woord van die Here sê, hy word deur engele weggedra na die boesem van Abraham toe. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek dink dis amazing. As iemand 'n wedstryd, 'n rugby-wedstryd of atletiek gewen het, dan tel hulle hom gewoonlik op die skouers en hulle dra hom van die veld af. Nou, ek weet nie of het julle dit gedink nie, Gideon, dat toe hy sy asem uitblaas, staan daar engele gereed en sê, kom ons draai jou op die skouers, kom ons draai jou af. Well done, jy het goed gedoen. Die Bybel sê, want ek het nou so 'n bietjie met die pa gestaan en gesels, en hy het gesê dat hy groot geword in die kerk, en hy is gedoop en alles, en terwyl hy vir my so vertel oor sy lewe, toe kom ek dadelik agter, maar hy was in 'n verhouding met God gewees. En dis my die belangrikste van alles, en daarom weet ek, as jy in 'n verhouding is met God, sê die woord van die Here, word jy deur engele weggedra na die boesem van Abraham toe. Ek weet nie of jy al ooit daaraan gedink nie. Ek het al baie keer, ek het die 19de November laas jaar my vrou verloor, haar aan die dood afgestap, en terwyl ek haar hand vashou, het ek gedink daaraan, wow, hoe amazing. Ek sê die teenwoordigheid van engele wat daar kom aan. Maar dan gaan hy verder, dan sê hy sê, 'n ryk man het gesterf en is begrawe, en toe die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. So hy praat hier van 'n tweede persoon wat tot sterwe kom, maar hy word nie deur engele weggedra nie. Die oomblik toe hy sy oë oopmaak, toe sê hy die doderyk. En die woord van die Here sê, hy was in vlamme. Die woord van die Here sê, dat hierdie man was in pyn, en hy was in agony gewees, want hy vra bestaan nie, en hy sê, kan Lazarus nie net die punte van sy vingers nat maak, en op my lippe kom sit nie, want die vlam waarin ek is daar. En terwyl ek hier dan gaan sit en dink het, toe dink ek so op myself, want ek is iemand wat dit moet vir my sin maak, dit moet prakties kan wees. En daarom kom die vraag by my op, ek wonder wat was hier die ryk man se naam? Jy sien, want dit is baie snaaks dat hulle praat van Lazarus die bedelaar. En dis die ou wat ons baie keer probeer vermy, want jy by die roubord staan, jy maak nie oogkontak nie, maar moet jy 'n paar sent gee, of jy weet, jy kyk net so voor jou, en dis wie hierdie persoon was, maar wat hy gehad het die ryk man nie gehad nie.
Hy het iets gehad, hy het God geken. En die rede hoekom ek dit kan sê, is hy is deur engele weggedra na die boesem van Abraham toe. Maar wat gebeur toe met hierdie ryk man? Want hierdie ryk man was geken aan wat hy gehad het in sy kar en sy huis en sy besittings, maar hy was nooit geken deur God nie. Nou kan jy vir my sê, pastoor, dis nie die waarheid nie, want God ken almal. En hy weet wie almal is, en ek stem 100% met jou saam. Maar daar het 'n stadium gekom, wat hulle by hom gekom het en gesê het, in u naam het ons duiwels uitgedryf. En in u naam het ons siekes gesond gemaak. En wat nou? En hy sê vir hulle, gaan weg van my af, want ek ken jou nie. En toe begin hierdie my pla. Want jy sien, ek wil vanmôre vir jou sê, as ek hier moet vra, wie van ons wat hier sit ken God? Glo ek almal sal hulle hande opsteek, want almal ken God. Maar die vraag is, word jy deur God geken? Want dit maak die verskil. Pastoor, hoe kan jy vanmôre so iets sê? Maar kom ek probeer prakties. As Steve Hofmeyer vanmôre hier instap, en ek vra vir hom, vir julle, wie is dit? Sal almal sê, dis Steve. Maar as ek na Steve toe stap, en sê, wie is die mense wat die sit, en hy sê, ek weet nie. Ek ken hulle nie. En dis baie keer die probleem wat ons mee sit is ons ken God dalk, maar ken hy ons? Want dis waar die groot ding inkom. Gaan nie oor wie ek ken nie. Altyd lekker om iemand te ken wat, as jy in die polisie is en jy het iemand nodig, dan weet jy wie om te kontak, of as jy verpleegster nodig het, dan weet jy wie om te kontak, want ons ken ons mense. Maar die groot ding is net, dit gaan nie spesifiek oor wie jy ken nie, dit gaan oor deur wie word jy geken. En dit het vir my begin sin maak. Nou ek wil vanmôre gou so 'n bietjie met julle gesels, en ek wil vir jou sê dat die oomblik wanneer daar skeiding kom tussen siel, gees en liggaam, gaan word die liggaam geberg, verlaat, sê die woord van die Here. Die tweede ding sê, die gees gaan terug na God toe. Maar wat gebeur met die siel? Waarheen gaan hierdie siel? Nou Jesus maak dit baie duidelik. Hy sê daarso, hy sê, toe Jesus aan die kruis hang, toe sê hy vir die ou wat langs hom hang, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Jong, dit het my nogal daagliks laat dink, want jy sien, ons wil baie graag almal vir ons wil hemel toe gaan. En almal vir ons se begeerte is om by God te wees, en ek stem 100% saam. Maar weet wat het ek agtergekom, en dit is dat die hemel nog nie klaar is nie. Nou kan jy vir my sê, Jesus pastoor, jy maak wille stellings vanmôre, nie ek doen nie. Want wat gebeur is, Jesus sê in Johannes 14, laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woning, en as het nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, maar ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei, sodat julle kan wees waar ek is. Nou, ek het nie vreeslik baie tyd nie, maar ek wil dit graag met julle deel. Want in die Joodse tradisie, as 'n man 'n vrou vat, dan is daar 'n moua, wat hulle noem 'n bruidskruis, en daar is 'n hoepa, 'n huis. En hulle word geskei van mekaar, en dan word die man gevat, en hy die huis gaan voorberei, en hy die huis gaan klaar kry, en hy met die huis gaan gereed kry, en hy weet self nie, wanneer hy sy bruid gaan trou nie, dis wanneer sy pa inkom en sê, jong, jy kan nou met die bruid trou, daai selfde dag, loop hy terug na die bruid toe, en hy gaan haal haar, en hy trou met haar. Maar die huis moet eers klaar wees. Soos hy die huis bou, en as net een plek in die kombuis, gaan sy pa vir hom sê, jy ken nie 'n vrou nie. Hulle soek 4 pleks in die kombuis. Dis hoe dit begin. Maar die dag as sy pa sê, gaan haal jou bruid. Daai dag is die huis gereed. Weer wat het agtergekom, Jesus is die bruidegom. En hy gaan terug om sy bruid te kom haal. Wanneer? Jesus sê self sy disippels, nie eens ek weet wanneer nie. Nie eens ek kan vir jou sê wat dit gaan wees nie. Net die Vader weet wanneer. Ek wil klaarmaak met 'n verhaaltjie. Ek het eendag toe
sê hulle vir my kerkraad in Potchefstroom, pastoor, jy moet lewensversekering uitneem. As jy 'n makelaar is, moet nie dadelik kwaad word nie, luister my net eers uit. En ek kry die makelaar in en hy kom sien my, meneer De Bruin of De Plooi, ek kan nie sy van onthou nie. En hierdie ou sit voor my, terwyl ek en hy sit in gesels, toe sê ek vir hom, of toe begin hy begin my dadelik vertel van hierdie polis, en hierdie lewenspolis dit, en hierdie lewenspolis dat, en ek stop hom, ek sê, jong, kan jy my waarborg, dat ek môre hierdie tyd nog gaan lewe? Hy sê vir my, nee, ek sê, dan verkoop jy nie lewenspolis nie. As ek nou mooi geluister het, verkoop jy 'n doodsdekking met 'n uitrealiteit aangekoppel, maar dit klink nie vir my of jy kan waarborg dat ek kan lewe nie. Ek sê, maar kom ons praat oor die polis. En hy vertel my toe klink goed, en hy sê, op 'n sekere stadium kan jy die kantore skakel en ek kan jy die waardebepaling gee van hierdie polis. Ek sê, yes, dit klink interessant. Hy sê, maar bel hulle. Ek sê, maar ek weet polis nie. Hy sê, vat sommer my nommer. En ek bel gou vir die vroukie die ander kant antwoord, en toe sy antwoord, toe gee ek dadelik die polisnommer. En ek hoor hoe tik sy dit op die rekenaar in, en sy sê, hoor meneer De Bruin of De Plooi, by jou so van was, waarmee help ek? Ek sê, jong, ek soek net 'n waarde vir my polis. En ek hoor hoe sy dan besig is om te skarrel, en sy kom terug, sy sê vir my, die waarde van jou polis is soveel. En ek sê toe die bedrag, en hierdie ou se bors stoot eintlik sommer so uit, want hy het voorsiening gemaak van sy oud is, of as hy aftree, ek weet nie, en terwyl ek so met hierdie ou se gesels, sit die telefoon neer, en ek kyk op vir hom, ek sê, nou, vat hy my gou deur die kontrak, elke bladsy vir my, dis wat hier staan, jy moet die parafeer, elke bladsy, dis wat hier staan, jy moet die parafeer, en toe die hele ding is, toe moet ek my handtekening voluit doen, en heel voor op my naam en van en skryf, en hy steek sy hand by die tafel, en hy sê, welkom by ons familie, dit van my, en dadelijk vraag om die vraag, ek sê vir hom, jong, kan ek vir jou lewenspolis gee? Nou kyk jy my so, hy sê, verkoop pastoor op polis, ek sê, jy gee hulle gratis weg. En ek lees so terug, en ek vat 'n Bybel, die ekstra Bybel wat ek in my kantoor het, en ek haal die Bybel uit, en heel voorin skryf ek sy naam. Maar terwyl ek dit sit en doen, sit die Here nou kyk, want hy is besig om weg te pak. Ek sê, jong, skryf gou vir my jou polisnommer neer, asseblief. En hy sit en hy vat 'n pen, en wag hy vir my, ek sê, skryf gou JOH3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Ek sê vir hom, ek kan jou die waarborg gee, geen patroon, geen kanker, geen karongeluk, niks kan jou doodmaak nie. Dit kan wel skeiding bring tussen siel, gees en liggaam, maar jy sal kan voortleef tot in alle ewigheid. Ek sê so, as ek jou vanmôre kan sê, ek het my polisdokument ons so 10 keer weer gelees, en ek kan vir jou wys, my dokumente, baie aantekeninge in. Ek sê, en ek kan nou ongelukkig nie vir jou 'n nommer gee, dat jy kan hoor, wat die waarde is van my polis sê. Die plek waarin ek gaan, sy straat is van goud. En daar is bome wat 12 maande van 'n jaar vrug dra. Ek kan nie wag om dit te sien. Hy sê, die water lyk soos kristal. En die mees amazingste van alles, ek gaan in die teenwoordigheid van die skepper van die hemel en aarde wees. En ek sal hom kan vra, net wat ek wil. Jy sien, daar is 'n definitiewe skeidslyn tussen hulle wat die Here ken, en hulle wat hom nie ken. Daar is 'n definitiewe skeidslyn tussen hulle wat deur God geken word, en hulle wat nie deur God geken word nie. En ek kan vandag vir julle sê, Gigie se lewe
het so 'n impak gemaak op julle, dat julle vandag hier is. Maar mag jy se afsterwe vandag so impak maak, dat jy dalk eendag saam met ons in die ewige lewe kan wees. En ek dink dis die belangrikste van alles. So ek wil vanmôre vir jou sê, dit gaan dalk vir jou 'n bietjie snaaks klink en vreemd voel, maar kan ek jou vra, net daar waar jy sit, sal jy gou vir my jou oë toemaak, en ek wil nie niemand moet rondkyk nie, asseblief. Net daar waar jy sit, is die vraag vanmôre, ken God vanmôre jou naam? As jy vanmôre hier sit en sê, Jesus pastoor, ek dien die Here al vir 20 jaar, maar ek het nog nooit gekonfronteer gewees met daai vraag nie. Of ek dien die Here al vir soveel jaar, maar ek het nog nooit gewonder of hy my ken nie. Here, dan wil ek jou vanmôre nooi, as jy vanmôre sê, Here, ek wil hê, jy moet my ken. Wil jy nie vinnig jou hand opsteek en dadelik laat sak nie, wil net 'n gebed saam met jou doen. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan, die kan dadelik laat sak. Wil net saam met die bid vanmôre, dankie vir die hande, die kan laat sak. En ek wil niemand uitsluit nie. Soos jy voel, jy wil gou vinnig op jou hand opsteek voor ek bid, doen dit nou. Dankie vir die hande, die kan laat sak, kan saam met julle bid vanmôre. Onse Vader wat in die hemel is. Here is so dankbaar dat die dood is nie die einde nie. Dis net die begin van 'n ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En Here, vanmôre is hier mense wat kom en sê, ons wil in 'n verhouding kom met U. Here, ons wil deur U geken word, soos wat ons U ken. En ek wil vanmôre bid en vra, Here, kom was ons met die kosbare bloed. Elke persoon wat sy hand opgesteek het, Here, kom was hulle nou. En Here, dat hulle U sal nooi om binne in hulle te kom woon. En Here, hê 'n verhouding vanmôre met ons. Dat ons vanmôre in 'n verhouding met U sal staan. Is my gebed in die kosbare naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor. Amen. Ek glo nie, ek kan die dood makliker verduidelik as dit nie. So die dood is nie die einde nie. Die Bybel sê, dood was jou, maar doodryk was jou oorwinning. Ek kan nie oorwin nie. Die dood is verslind deur die oorwinning. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, vir ons as kinders van die Here, is dit swaar om iemand af te gee die dood. En ek wil vandag vir julle sê, ek loop self nog 'n baie swaar pad met my rouproses. Ek verstaan die pyn. Maar elke keer as ek begin moedeloos raak en alleen voel ek goed, en dink ek, wauw, ek wonder wat sien sy nou? En wat beleef sy nou? En ek kan nie wag om haar weer te sien nie. En ek glo net so dat ons leef, dat die dag as God kom, ons mekaar weer sal kan sien. Amen. Ek gaan by hierdie geleentheid vir vinnig kyk. Ek het so 'n hele briefie met al die informasie op. En ek het dit in my Bybel gemaak. Jesus, ek is oulik. En voor vra dat hulle vir my die huldeblyke, die eerste huldeblyk is die huldeblyk van die pa. Ek dink as Dawie wat dit gaan doen, as ek reg onthou, as Dawie vir my na vore kan kom, dan kan hy so lank vir ons die huldeblyk doen, terwyl ek gou vinnig na die papiertjie van ons. Jy my vra om hierdie brief te lees. My seun, Josef was sy enigste seun,
seer pa, sy enige seer wat sy naam moet voorbou. Totsiens. Jy was nog in die vrede vir jou lewe, jy het so baie liefde gehad om te gee. Jy het nog so baie gehad wat jy werklik wou bereik in die lewe, met soveel planne en drome wat jy wil doen en uitleef. Op donderdag 9de Maart was dit die laaste keer wat jy met my by die werk kon sien het en my vertelling van die wonderlike ervaring met die Here. Dat jy net aan jouself kan bewys dat jy bo gaan uitkom en dat jy nog vir my op my ou dag gaan sorg. Gideon, ek gaan ook vir jou sorg op jou ou dag. Glo my, ek gaan. En vir Lorette, die ander van julle. Hoeveel keer het ons nie hierdie gesprek gehad nie? Pas jouself op, ry versigtig. Ek wil nie weer na die vorige ongeluk opgevang met 'n vreemdeling. Jou seun was nou ongeluk. Om nie eens te praat van hy oorlede nie. Sorry. Jy weet, dit is een woord wat ek haat, sorry. Want dit is dan te laat om sorry te sê. Jou stem gaan nooit weer gehoor word as jy sê ek is veilig. Sorry. Jou stem gaan ek nooit weer hoor as jy sê ek is veilig. Ons gaan nou ry as ons by die huis is nie, pa. Hoekom het jy nie maandag gebel en gesê, pa, ek is veilig? Veilig nie en waar was jy nie? Ek wou jou nog dinsdag gebel en uittrap, nou kan ek nie meer nie. Jy het my voorgespring om 'n oproep te ontvang, wat geen pa of enige ouer wil ontvang nie. Hoekom? Jy sal altyd daar wees, sonder 'n antwoord. Jy was 'n besondere seun, en ek was en is trots op jou. Jy het jou eie besluite geneem, en wou sukses maak van jou lewe, en altyd jou alles gegee. Jy was 'n trotse seun, wat alles wat jy doen, 100% gedoen het, opgeneem ook, 100%. Grappie. Vandag moet ek tot ziens sê met 'n seer en gebroke hart. Ek moet sê dat ek nooit genoeg vir jou gesê dat ek lief is vir jou nie. Gideon is nooit welkom om te sê, jy is lief vir hom nie. Hy kyk af vir julle. Broer, nee, net so lief vir jou nog steeds. Nog te loop. Jy was as my seun, ek sal nooit vergeet nie. Dankie vir alles wat jy vir my beteken in die lewe, en jy diep spore in ander mense se lewens getrap en jou eie unieke merke gelos. Jy rus sag by die voete van ons Vader in die hemel en rus sag saam met jou oupas, omas, Belinda en jou neefies. Die groete en geniet dit saam met hulle en kyk na ons wat nog soveel foute maak. Sken jou rug oor ons, jou pyn nasie is weg, jy is te vroeg wegvat. Sprei jou vlerke my seun en vlieg hoog. Ek gaan jou vredelik baie mis, ek is lief vir jou my seun. Baie nie verwel nie, tot mekaar weer sien, ek is lief vir jou. Lorette, Gideon, Liesel, allemaal vir jou, Priscilla, Drake en Christine. Ons allemaal is allemaal hier gebroken. Dus gesê, sterkte, dis in 'n rouproses wees, en ons allemaal daar vir julle, lief vir julle. Say
Ons gaan dan vir Jason Stols vra om ook 'n hulpblyke dinge te kom doen namens die moeder. Baie dankie Jason. Maar ek is gevra om 'n brief te lees van Loretta en van Jan se ouma. Eerstens is dan Loretta se briefie. Dit sê: "EBS klas. Wat sê 'n ma op 'n dag soos vandag? Vir my is dit nie afskeid nie. Dit is jou lewe wat voortleef in my. Jy is en was my legend, nie net vir my nie, maar ook vir almal wat hier sit vandag. Ek was so bevoorreg om hierdie laaste week met my te kon gehad het. Jy het elke dag gevra, mamma, is dit reg as ek nog 'n dag kan doen? Dan het ek gesê, dis reg my seun, en dit was 'n weer dat ek gekoester vir die res van my lewe. Ek weet nou, jy het ons moet groep. Nie ek of jy het dit geweet nie, maar mamma is so dankbaar vir haar laaste tydjie saam met jou. Dit was awesome geweest. Jou glimlag en lag sal vir altyd by my bly. Dan praat ek nie eers van jou grappies en jou sin vir humor nie. En maak nie sorg hoe moeilik dinge was nie, jy het altyd anders eerste geplaas in jou lewe en dit was vir my so baie trots om op jou. Die verlange en seer wat ek dra vandag sal vir altyd by my bly, maar ek troos my daaraan dat Jesus nog 'n angel nodig gehad het. En nodig gehad het en ek glo jy gaan dieselfde angel wees in die hemel soos op aarde. Hier is nie tot ziens nie. Dit is net tot ons weer ontmoet. Lief jy oneindig by mama. En dan die briefie van Gideon se ouma en Chrissy. Dit sê, my liefste kleinseun en sonsrokkie. Ek is so bly dat ek Sondag 12 Maart die dag alleen saam jou kon spandeer. Toe jy die middag gery het jy aan my gegroet en in die kar geklim. Dit was vir my baie vreemd, want jy het weer uit die kar geklim en weer kon druk. Jy het my so styf vasgehou dat ek ook in die asem kon kry, nie? Jy het my in die oë gekyk en gesê hoe baie lief jy vir ou is. Min het ek besef dat dit ons laaste groet sou wees. Ek is dankbaar dat jy die week saam my en mamma spandeer. Ek sal nooit die diep geselsies en saamlag vergeet nie. Dankie dat jy altyd daar was vir ou en dat jy die grootste respek vir my gehad het. Jou persoonlikheid was forever young. En jy het altyd die wêreld om jou opgehou. Ouma gaan jou verskriklik mis, maar ek gun jou die ewige rus by Jesus se voete. Hierdie is nie vaarwel nie, en ouma kan nie wag om in die hemel te ontmoet nie. Rus in vrede in my gegee. Gideon en Christine, ek wil net julle sê, hier is nie 'n tyd om af te kyk nie, om op te kyk. Die Here gaan julle steurhou en hy is julle krag. Ek het nie die antwoord vir julle nie, maar die Here gaan vir julle die krag gee en ek weet dat julle kan vat in hierdie sterkte as hom. As die stiltes in die huis kom brand, sou ek my hart opmaak en vertel hoe baie ek verlang om saam met jou te lag. Ons het saam gedroom oor môre, ons sou stories skryf, ons sou nog. Maar die Here kom, hy pluk sy mooiste blome eerste. Mag hy comfort op die voetstap met jou dans. Mag hy
soos ek wil. En dan gaan ons vir Liesel en Neil vra om al die blik te kom doen, maar dankie Liesel. Uta, waaroor gaan ek? Ek het nooit gedink dat ek jou ooit verhaal moes groet nie. Vandag het ek nie woorde nie, maar ek het tane. Uta, ek wil net vir jou sê. Sorry, ek het my brille aan nie. Vandag het ek nie woorde nie, maak ek trane. Uta, ek wil net dankie sê, dat ek die voorreg en eer gehad het, om jou sussie te kom wees. Uta, jy het so altyd my rots bly. Jy was altyd daar vir my gewees, en hoe kwaad as ons mekaar was, kon ek altyd met jou gepraat het oor alles en ek altyd vir die beste raad gehad. Uta, woorde gaan nie kan nie beskryf hoe baie ek gaan mis nie. Ek gaan dit mis as jy my paal en my vrou vir Disney Plus sou die maar dit was 3 keer ek in 'n week gemis. Beteken 3 keer in 'n dag. Ek gaan jou mooiste smaak mis en jou Connie jokes. Ek gaan veral jou drukkies mis. En waar jy vir my sê, sister, hoe kwaad ek nou vir jou is, bly ek nog steeds lief vir jou. Die wêreld voel leeg sonder jou hier, en dan kry myself elke dag waar ek jou wil bou, en net vir jou sê, Fetty, ek is lief vir jou, al is ek die Fetty. Uta, dankie dat jy my geondersteun het in my sport. Jy was kwaad vir my, toe ek vir jou gesê het, ek gaan ook begin rugby speel. Maar Uta, die rede hoekom ek het gedoen het, was vir jou. Ek wou nie beter as jy wees nie, maar ek wou soos jy gewees het. Jy was my alles. En jy was daar vir my in my moeilikste tyd en ek was daar vir jou in die joune. Maar Uta, dankie vir die amazing memories wat ons saam gehad het. Want elke memory koester en elke dag wat ons het. Uta, weet net dat ek mooi met papa en ouma en jou gaan kyk. Jy kan my saggies gaan rus. Van ouma, dan die Melinda en papa weer. Uta, jy my nog nie hoof was anymore. But you always forever love on in my heart. You sag my Uta, I will forever love you, my beautiful angel. Like you always said, God above us all, and you will always be above me. Van dan by hierdie geleentheid het die familie gevra vir 'n oop huldeblyk. So ons gaan so 1 of 2 persone kans gee om huldeblyk te doen, maar as ons dit asseblief kort kan hou, as daar iemand is van sy vriende wat graag huldeblyk wil doen, sy daar moet nou na vore kom. Goeiemôre almal, ek is Armand. Vir die wat my nie ken nie, ek het geen kommer van kleins af saam. Hoe ons vriendskap begin het, was toe ons nog ou kleinkinders was. My ma het ons vertel hoe dit gebeur het. Gigi het my gebyt en ek het hom bygekom met 'n vuis. Van daar af het ons begin om ons vriendskap te bou, sonder dat ons ooit sou weet dat ons soos broers sal wees. Gigi, my broer, die is vir jou. Dankie vir al die
jare se vriendskap, broederskap, wat ons beleef het saam. Dankie vir die broer wat jy vir my was. Dankie dat jy altyd daar was. Al was jy nie op 'n goeie pad nie, was jy daar vir my. En net soos jy vir my daar was ek daar deur dik en dun. Ek het nooit gedink dat ek ooit 'n oproep sou ontvang om te sê, jy is nie meer met ons nie. My broer, dit was onwerklik geweest. Ek kan nou nog nie glo dat jy weg is van ons af nie. My wêreld het van stilstaan. Ek het koud gevoel, onseker wat ek gehoor het, en toe sla dit my. My broer is weg. My broer is geneem in papa Beer se hande. My broer, ek weet dit lewe was nie vir jou maklik geweest nie. Ek weet dit was maar net swaar tye wat jy wil opgee, en altyd kom jy eers na my toe. Ons altyd is staat ter ouderdom, maar jy het altyd verstaan, as ek praat. Want ons liefde vir mekaar was van dag een af. Ons het ons tye ook gehad, maar die tye was altyd kosbaar geweest. Altyd 'n glimlag op jou gedra, maak jy saak wat nie. Soos die meeste sal weet, ek en Gigi was ook nie altyd die sieste kerels geweest nie. Ons het daar gehad, ja, maar daai sal ek nooit vervang nie. Tye waar ek en hy nou nog oor sal gesels. Soos die dae in ons hoërskoolloopbaan, het ek my eerste bike gekry. Gigi gesê ek moet na sy huis toe kom, en ons gaan van daar af kan saam wegry. Ons ry op pad skool toe, daar langs Samen Park Hospitaal. Gigi is so eentjie weg van my af, en ek kan sien, Gigi gaan nou iets naast my beter. Soos wat hy altyd doen, almal ken hom, hy is mal. Ek imagine net in my gedagtes, Gigi gaan nou weer val. Soos Gigi ry, hy kyk altyd toe, en ek kan net hoor wat hy sê. Broer, kyk wat doen hy. Hy gooi sy voet af van die bike af, en skuis sy skoen op die grond. Soos ek sien, 1, 2, 3, daar lê hy op die grond, met die bike. En toe ek weer sien, toe ek hoor hom met my bike. Ek trek af vir Gigi, en toe ek weer sien, toe stop daar 'n bakkie. Nie enige bakkie nie, ons ex se pa se bakkie. So julle kan vir julleself indink. Ons was altyd kompeteer met ons. Soos almal weet, Gigi was groot en Rappie, maar Rappie was nie groot en hom nie. Hy was altyd 'n karakter, maak die sak aan nie. Gigi, my broer, wat kan ek sê? Jy het op 24 vokals gedoen wat jy wou doen. Jy het in soveel mense se harte geklim. Soveel mense geraak met jou goeie hart wat jy het. My broer, ek sal altyd ons tye koester. Jy sal vir altyd in my hart bly. Jy sal altyd deel wees van my, al is jy nie meer hier op aarde, saam met ons nie. Weet ek, jy is by my. Jy is nou papa Beer se arms. Geen pyn, geen seer, geen stres. My broer, mag jy dit geniet daarbo en mag jy vlerkel oor ons vry. Jy is vry, stiek groete daarbo. Tot ons mekaar weer sien, my broer, soos jy altyd sê. Mat slaas, my broer. Totsiens, my broer. Hallo, ek is Andrea. Ek weet nie eens waar om te begin. Die 29ste November 2019 het hy my hart gesteel en met hom weggehardloop vir 3 jaar lank. Ek kon nie die dag glo toe ek die oproep kry nie. Ek het gedog, iemand is besig om met my 'n joke te speel en hy gaan my net 'n paar dae later bel sê nee, ek's okay. Ek het jou gevang. Maar ek weet, jy is nou op 'n amazing plek. Jy is op 'n plek waar jy kan sing en dans, net soos wat ons gesing en dans het in die kar. Ek sê vir jou elke dag dankie vir al die impak wat jy in my lewe gemaak het en vir alles wat jy vir my geleer het. Alles wat jy beteken het vir my, alles wat jy beteken het vir jou familie, alles wat jy beteken het vir jou vriende en die impak wat jy gemaak het in almal se lewens. Ek sal vir ewig dankbaar wees vir daai dag wat jou vriende jou aangemoedig het om met my te kom praat in die kuierplek. En ja, jy was die snaakste mens gewees. Jy het my altyd laat lag dat ek wil lê op die vloer so kry nie asem nie.
maar jy is nou op 'n goeie plek. Jy is nou vry van al jou pyn, al jou stres. Jy hoef nie meer jou kaart te betaal nie. Jy hoef ook nie meer eers te betaal nie. Ek hoop daar waar jy nou is daar al die musiek waarvan jy hou. Dat jy sing en dans saam met Jesus, saam almal wat jy mis en almal wat jy lief het. Jy sal vir ewige plek in my hart hê. Ek sal vir ewig lief wees vir jou. Want jy was my eerste liefde gewees. Ons gaan nog so 'n enetjie doen. Is daar onder. Lekker. My naam is Chantal, ek was een van Gideon se beste vrienden. Beste vrienden, ek gaan wel vir julle nou sing, maar ek dink dit is net makliker om nou te praat voordat ek sing. My lieve Boeta Gigi, weet, in my lewe sal gedink het ek sou hier vandag staan by jou begrafenis en hierdie brief net lees om jou te groet nie. Hoe sê jy mens totsiens vir iemand dat jy 'n leeftyd ken? Hoe sê jy mens totsiens vir iemand wat jy verskriklik lief gehad het? My liewe Gigi, ons is deur baie saam, 11 jaar se vriendskap, saam met ons blokke, saam met ons het ons moeilike tye gehad. En die mooiste oomblikke gebeur. Hy was maar net altyd daar. Hy het my gehelp wanneer ek gevoel het, wanneer die wêreld teen my was. Jy het my afgestop en vir my gewys hoe om vorentoe te gaan. Ek het nie net 'n Boeta verloor nie, maar ek het my grootste supporter ook. Daar is nie een sang wat hy nie geken het wat ek geskryf het op my eie nie. Gigi, ek sal maar mooi smile in jou pimpels mis. Jy het net geweet om my bloem op te laai, soos ons almal weet. Jy het ook die mooiste stem gehad. Jy het altyd saam mee gesing. Dit gaan ek vreeslik mis. Ek mis jou klaar en ek gaan jou net nog meer mis. Jou oproepe, wat jy altyd vra, wat dalk jy vandag sal. Jou boodskapies wat jy my altyd vertel hoe goed het gaan met jou. Ons almal was ongelooflik trots op jou. Jou gunsteling liedjie, hy is Sonneblom. Nou wag ons vir jou op die horison. Jy sal altyd in my hart bly, Boeta. I love you yesterday, today, tomorrow, en soos ons altyd gesing het. En hy sag my Gigi. Ons gaan kyk na 'n slideshow wat vir ons voorberei is. Baie dankie. Ons is vrede en ons wil net baie dankie sê vir Gideon wat ons altyd so mooi ondersteun het. Ja, ons gaan jou mis my bra. Baie liefde. Hey julle, dit is Zaan hier. Gideon, baie dankie vir jou ondersteuning oor die jare. Dankie dat jy saam gesing het, saam gedans het. Dankie vir al jou liefde. Ons is so lief vir jou en ons gaan vir altyd vir jou sing. Vriende en familie. Dit is herfs in die hemel vanaand. Maar Gideon is in ons harte en ons is lief vir jou. Begrawe van my in die platte land. Gooi my kussie toe met bosveldsand, met geen lig wat skyn. Begrawe vir my in die platte land. Balsam vir my met olie verleng,
Sy pennies op my oor, vertol geld daarbo en los vir my. Daar doen in die platteland. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ek's op pad na bo. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ek's op pad na bo. As die Here my kom haal op 'n dag soos die, met 'n smaal op my gesig en die son op my rug, sal ek rustig slaap. Daar deur in die platteland. En gee my goed vir die wat dit soek. Los net my kierie, my skoene en my hoed. Vergeet vir my, begrawe vir my in die platteland. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ek's op pad na bo. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ek's op pad na bo. Gaan begrawe my in die platteland, gooi my kussie toe met bosveldse. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the
throne tonight, singing I'm just jealous of the angels around the throne tonight. By hierdie geleentheid vir Chrisje Berg. Ons gaan by hierdie geleentheid vir Chrisje Berg vra en vir ons die bedankings te doen baie dankie Chris. Goeiemôre almal. Ek doen dan net 'n paar bedankings namens Gideon se ouers. Aan Johan Sutherland en sy dogter Annika, wat minute na die ongeluk op die toneel was. Dankie dat julle vir Gideon bygestaan het tot die nooddienste by die toneel opgedaag het. Ook aan die Emerging Men Nelspruit wat noodhulp aan Gideon verleen het en GR24 wat opgedaag het en aan Jason mediese hulp verleen het. Baie dankie. Nelspruit SAPD, Sergeant Sitole en aan Thompson Towing, baie dankie vir al julle bystand op die toneel en dat julle ons vir alle tye op hoogte gehou het. Aan Davie O'Neill, my broer, dankie dat jy saam met my deurgery het Nelspruit toe en dat jy daar was vir my in die moeilike tyd. Aan Alex Lineker, ek spreek het reg uit, van Sandam, Gigi se baas, dankie dat jy ons geskaaf het en al die pad deurgery het Nelspruit toe en daar was die hele aand. Dankie vir al jou ondersteuning. Aan Pastoor Nico, Jolandi en JP van Integrity Funeral, groot dankie vir al julle bystand met die begrafnisreëlings en dat julle ons seun se begrafnis so spesiaal maak en dat julle daar is vir ons. Aan Pastoor Ben van Staden, dankie Pastoor vir die diens wat jy waargeneem het en vir die mooi boodskap wat ons vandag gekry het. En al die dames van Volle Evangelie Kerk, wat vandag help met die bediening en die verversings en die verrigtinge, baie dankie vir al julle harde werk. 'n Groot dankie nou ook aan Chantay, wat 'n lied opgedraai het aan Gideon vandag. Aan almal wat bydra gemaak het vandag, met al die verversings, die ekstra blomme, vir ons hartlik dankie sê vir julle bydra. Aan al die familie en vriende wat hier is, en wat ver gery het om hier te wees vandag, dankie vir al julle boodskappe, bystand, liefde en ondersteuning. Dit beteken die wêreld vir ons gedurende hierdie donker tyd. Gigi, jy het 'n merk gemaak in baie mense se lewens wat ons nie eens van geweet het nie, maar terselfdertyd baie mense weer 'n merk gemaak in sy lewe. Daarvoor wil ons aan iedereen dankie sê, dat julle daar was kom en deel was van sy lewe. Gigi, is 'n legend wat diep in ons harte gekry het met jou mooi glimlag, wat ons ooit sal vergeet nie. Baie dankie. Baie dankie. Ek gaan dan by hierdie geleentheid die draers vra om na vore te kom, dan gaan ons uitbeweeg na die lijkspaal toe. Ek gaan vra dat as jy in die perseel staan, probeer vir ons deur beweeg aan die ander kant toe, want mense is geneig om in die deur te gaan staan, kom ons stap deur, en as allemaal buitenkant is, sal ons laaste oorblyk dit doen aan Gigi. So die draers is volg, Gideon en Neil Paul, Davie O'Neill oom, Chrisje Berg oom, David O'Neill neef, en Liesel O'Neill sissie, Armand van Staan vriend. So ons gaan uitbeweeg na die lijkspaal toe, waar ons dan een laaste wonderblyk gaan doen. Baie dankie.
Ek hoor ons het 'n item wat vir ons gelewer gaan word. Ek is nie seker oor dit nie. Wie is die dame? Chantal, jy is welkom om te kom, hoor. Ek vra dat julle saam sing, want ek dink dit gaan nogals moeilik vir my wees om te sing. So, ek gaan vir julle halleluja sing, so ek hoop julle geniet julle. Secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, and the barefoot king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, the beauty and the moonlight overdrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and on the lips she drew the hallelujah. Voorkom, jy kan sommer net so by staan. Dan gaan ons uitbeweeg na buitekant toe. Waar ons dan 'n laaste oomblik sal doen. Baie dankie. Ek weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy baie vra en jou hart is baie seer. Ek weet
weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlangde, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My liefde was afgemeen. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil net anders wees nie. Want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar in jou. Nou is ek in die hemel, Kan net oor die middel sit en instoot op die rollers asseblief. Goed, ons gaan by hierdie geleentheid vir die naaste familie eers 'n kans gee om 'n laartjie of 'n blommetjie op die kus te kom plaas en daarna gaan ons vir die vriende 'n kans gee. En dan gaan ons net afsluit met 'n gebed. Baie baie dankie. Sorry.
As daar nog iemand is jy welkom om nader te staan.